Kersfees is om die draai. 4 slaapies. En ek lees van die kinders wat ek soms sien, die oogies gaan net so van, dis 'n lekker tyd, hulle is so opgewonde. Party mense beleef nie hierdie opgewondenheid nie, maar dink net terug bietjie toe jy 'n kind was, hoe bly en opgewonde jy was, hoe lekker dit vir jou was Kersfees. Dis die sleg ding van oud word. Ek weet nie hoe dit is om oud te word nie, maar wat sleg is, wat ek hoor, wat ek sien by mense wat ouer word rondom my, is daai belewenis wat mense het van skielik raak hulle raak gesofistikeerd as jy oud word. Ek doen nie meer hierdie Kersfees ding nie. Ek gaan nie lag op Kersfees nie, ek gaan nie bly wees nie, ek gaan nie excited wees nie. Miskien moet ons net weer word soos 'n kind. Ons sê dis amper Kersfees, dan dis amper Kersfees. Ons weet die lewe gebeur, daar's dinge wat ons seermaak en ons pyn en partykeer is slegte herinneringe, maar in dit alles kan ons nog steeds bly wees, want dit is die grootste gebeurtenis wat hierdie wêreld nog ooit getref het. Want was dit nie vir die krib nie, was daar nie 'n kruis nie en was daar nie 'n leë graf nie. En dan was ek en jy nie vandag hier nie, as dit nie vir Kersfees was nie. En Kersfees is ons tyd om te vier dit wat die Here gedoen het, en dis vir my 'n lekker tyd van die jaar. Ek geniet dit en so wat ek rondpraat en alles, ek weet ons het gemengde gevoelens rondom Kersfees, maar dis so lekker tyd van die jaar, want ons kan perskenkies oopmaak, ons kan dit uitdeel, en ons gaan lekker saam kuier met die familie kom en ons eet baie kos, en dis net 'n lekker tyd, daar's 'n opgewondenheid, en daai dag is so naby. Ons wag al 'n hele jaar lank vir Kersfees, moet hom nie mis nie. Ons wag al vir 'n hele jaar. Nou vir baie gaan Kersfees nog bietjie verder aangaan as die 25ste Desember. Want jy moet afbetaal aan al die geskenke wat jy gekoop het. En dan moet jy gewig verloor na al die kos wat jy geëet het op Kersdag. En dan is dit die liewe skoonmaak as die familie gaan, en dan staan jy daar by die hek wanneer die familie ry, dan baie dankie Here, hulle gaan huis toe. Want daai kinders is so besig en hulle het my huis die mekaar gemaak, en so die Kersfees gaan vir party van ons net aangaan en in hierdie feestyd, in hierdie Kerstyd, dan lees ons baie oor dit, ons sing oor dit, ons luister preek en ons spreek oor Kersfees en ons hoor Kersfees musiek in die winkel speel. En ons kan nie help om te dink dan aan daai eerste Kersfees, meer as 2000 jaar terug nie. Daai eerste Kersfees met die engele en die herders en die wyse manne en alles wat daai dag gebeur het. Dis 'n ou storie, maar dit bly nuut. En ek het iets raak gelees in hierdie Kersverhaal oor die herders. En in Lukas 2 lees ons waar Lukas skryf oor dit wat hy wil hê ons moet weet rondom daai dag. En ek het iets raak gelees oor dit en ek wil vir julle lees. In Lukas 2 vers 9 staan die volgende: En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, dis die herders. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Nou, hoekom het hulle bang geword? Nou, ek weet nie wanneer laas het jy 'n engel gesien nie, maar ek glo my, as jy 'n engel sien, gaan jy baie bang wees. Dis nie jou vrou waarvan ek praat nie. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir almal sal wees. En dan vers 15. En toe die engele van hulle, die herders, gegaan het na die hemel, sê die herders toe vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas, hulle was haastig, hulle het vinnig gegaan en Maria en Josef gevind in die kindjie wat in die krib lê. Nou die skaapwagters was nie gewone mense nie. Hulle was nie jou alledaagse gewone mense so wat ons gewone mense net ken nie. Hulle was nie deel van die alledaagse en gewone mense nie. Hulle was gesien as die laerklas. Dit was baie arme mense. Maar hulle het ook gesien as vuil mense, want hulle het buite gebly tussen die skape en wat daai goed alles altyd doen, en dis waar hulle geleef het. Dit was hulle lewe gewees.
Maar die keuse wat die herders daai dag gemaak het, nadat die engel aan hulle verskyn het, om na Bethlehem toe te gaan, en om te gaan kyk na 'n kindjie, en hierdie kind te gaan soek, het hulle hele lewe verander. Toe hulle hoor van hierdie kind wat gebore word, het hulle keuse gehad, of is dit nou net 'n storie, of kom ons gaan, en hulle besluit ons gaan, en dit het hulle lewens vir altyd verander. En dan lees ons in vers 17, en toe hulle dit gesien het. Toe die herders dit gesien het. Wat het hulle gesien? Toe hulle by die krib kom, toe sien hulle 'n kind lê. Maar dan dink ek myself, maar, toe hulle wat gesien het, dis 'n pasgebore baba. Wat is die groot deel oor 'n pasgebore baba? Die van julle wat baie keer kom daar agter by die baba stoele, en veral as 'n kind vir die eerste keer is, dan is hy dingetjie nog net so groot en so klein, en almal vas oor hierdie babatjie, maar dink ek, dis eintlik nie, draai my nie, loop en nie gaan. Maar iets het hierdie dag gebeur met die herders, toe hulle by daai krib kom, en hulle sien 'n pasgebore baba. Wat se impak kan 'n baba hê net deur om te sien? Iets moes gebeur het. Maar om dit te verstaan, moet ons weet wat die woord sien beteken. Want daar staan, en hulle het dit gesien, hulle het die kind, hulle het dit gesien, hulle het Maria en Josef en die krib, hulle het die hele storie daar gesien, maar die middelpunt was die krib. Maar hulle het gesien, maar wat het hulle gesien? Die woord sien hier beteken die volgende, om te sien met jou oë, om iets te verstaan, daar het 'n liggie aangegaan, om navorsing te doen, of die ander vertaling van hierdie woord sien is om iets te beleef, om iets te voel, om iets te ervaar. Die herders het daai dag baie meer as net 'n krib en 'n kind daarin gesien. Hulle het dit baie meer as net waargeneem met hulle oë, daar het iets in hulle harte gebeur, toe hulle Jesus sien lê, want 10 het hy gelê en slaap, want dis wat babas doen, hulle slaap en drink, dis dit. En 10 het Jesus net daar gelê en slaap, maar toe hulle hom sien, het hulle iets hier binne gevoel, iets het in hulle hart opgespring, iets het in hulle hart gebeur. Hulle het in 'n oomblik besef, wie is hierdie? Hierdie is nie maar net nog 'n kind nie. En hulle het seker al ander kinders gesien, miskien het hulle eie kinders, was hulle by hulle geboorte van hulle eie kinders, ons weet nie. Maar ons almal het al ergens iemand 'n baba gesien. Maar nog niemand het jy as jou baba sien, my hele lewe het verander toe ek die kind sien nie. Maar dis wat met daai dag met die herders gebeur het, toe hulle hom sien, toe gebeur iets in hulle hart. Daar's iets omtrent Jesus. Daar's iets omtrent hierdie Jesus kind, toe hulle hom gesien het. Want hulle het Jesus daai dag, toe hulle hom gesien het, alhoewel hy 'n pasgebore baba is, het hulle hom gesien vir wie hy was, vir wie hy regtig is, die redder. Die een wat die wêreld gaan verander, want daar het iets uit hom gekom, en daar was iets rondom Jesus, wat hulle hele lewe daai dag omgekeer het. Maar wat hulle daai dag van hierdie kind beleef het, was so oorweldigend, dit was so groot, dit was so 'n groot impak, hulle lewe het verander, en alles wat hulle van daai dag af verder doen, gaan nooit weer dieselfde wees nie. Hulle het op 'n ander manier begin leef. En onthou, hierdie babatjie, hierdie Jesus in die krib, het nog geen wonderwerk gedoen nie. Hy het nog nie 'n blinde genees nie. Hy was nie by 'n krepele en hy het weer begin loop nie. Hierdie Jesus het nog niks gedoen nie. Hy lê, al wat hy doen is, hy slaap. Dis al wat hierdie Jesus doen. Maar hierdie Jesus verander hulle lewens. Nou dink ek myself, as Jesus, waar hy 'n pasgebore baba is, so 'n impak en 'n verskil kan hê in herders se lewe wat hom net sien vir die eerste keer. Dink net wat 'n invloed en wat 'n verskil Jesus gaan maak nou, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, aan die regterhand van God sit. Dink net wat skyn nou uit hom uit. En daai Jesus leef binne in jou en my. Hulle sien hom, hulle ervaar hom as die Here, as herder. Hulle ervaar hom as die een wat die lewens kom verander. En wat is hulle heel eerste reaksie? Nadat hulle hom beleef het, nadat hulle hom gesien het, is daar iets wat in hulle gebeur, hulle kyk vir mekaar en hulle
en iets gebeur en hulle voel, ons moet nou iets doen. Ons kan nie net dit beleef en net hier stil staan nie. Ons moet iets doen. En kyk hulle reaksie. En dan lees ons in vers 17, toe hulle dit gesien het, lees ons verder. Het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Hulle was die heel eerste evangeliste. Hulle was die heel eerste mense wat vertel het van hierdie kind en hierdie mens wat aarde toe gekom het wat van God afkom. Hulle eerste reaksie is, ek beleef iets, ek ervaar iets by hom, maar nou voel ek kan dit vir myself hou nie. Ons moet dit gaan deel en hulle toe vir almal wat hulle gesien het, almal met wie hulle te doen gehad het hulle gaan vertel van hierdie Jesuskind. Want hulle wil gaan wys, maar iets het verander. En ek dink nie hulle net gaan vertel nie. Ek dink nie toe hulle net by mense kom, het mense gesê, okay, wat wil hulle vir ons vertel nie? Ek dink daar het iets met hierdie herders gebeur en mense kon dit met hulle oë sien. Hierdie herders, sonder dat hulle 'n woord sê, het hulle lewens iets gewys. Hulle het ontmoeting met iets groter as hulle self gehad. En mense het dit in hulle lewens raak gesien, dat hulle by Jesus was en lewe verander het. Want ons lees net die volgende vers, in vers 18 staan daar, en almal wat hulle gehoor het, wat die herders gehoor het, was verwonderd oor dit. 'n Mens is nie net verwonder oor wanneer jy iets sê nie, maar ek dink die mense was verwonderd oor, daar's iets wat uit hulle gestraal het, want hulle was in kontak met Jesus, die Seun van God, en hulle lewens het so verander. Daar moes iets anders gewees het. En ek glo nie, dat ons as kinders van die Here, kan dieselfde bly, nadat ek en jy in kontak was met Jesus nie. Ons moet anders wees. Daar moet iets hier binne gebeur, wanneer ons by Jesus kom. Dit is presies wat met die herders gebeur het. En ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra. En ek wil hê jy moet jouself baie eerlik antwoord in hierdie feestyd. Hoeveel is jou lewe anders nadat jy by Jesus was? Vandat jy nou die Here ken en die Here liefhet en 'n pad met hom stap, is jou lewe anders as wat dit was voorheen? Nadat jy op 'n Sondagoggend hier was, want ons het nou gesing en ons het hom aanbid en ons maak ons oë toe en ons sing vir hom en ons eer hom. Ons het dan ook kontak met hom. Is jou lewe anders? Nou wanneer jy gaan uitstap? Ons moet anders wees. Want ons kan nie in kontak kom met Jesus en dieselfde bly nie. Ons kan nie. Ons moet anders wees. Daar moet iets hier binne gebeur. Die herder se eerste reaksie toe hulle in kontak was met Jesus, ek moet dit deel, ek moet dit gaan wys, ons moet dit gaan vertel vir mense. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. En Kersfees is meer as net 'n mooi storie. Kersfees is meer as net 'n storie wat ons elke jaar rondom Desember maand vertel en oorlees. Want Kersfees het ons lewens kom verander. Ek en jy sit vandag hier as gevolg van Kersfees. Van Jesus wat aarde toe gekom het en ons lewens kom nuut maak het. Genade het ons lewens omgekeer. Genade het ons lewens kom verander. Ons kan nie meer dieselfde wees nie. Daar moet iets anders wees. En Kersfees is meer as net 'n tyd en 'n seisoen in ons lewens. Dit is ons lewe. Ons is veronderstel om eintlik elke dag Kersfees te vier. Want dis genade wat na ons toe gekom het deur 'n kind wat ons lewens verander het. Want dis wat ons lewens verander het en dis wat die hele wêreld kom verander het. Ek wil jou vanmôre nog 'n vraag vra. Hoe in verwondering is jy nog oor Jesus? Wanneer laas het jy, wanneer jy dink aan hom, hier binne beleef van, hy's amazing. Hy's so goed. Hy het 'n sondaar, ek as sondaar gevat en het my 'n nuwe mens gemaak. Hy het die duurste prys op die ou end betaal vir jou en my aan 'n kruis en daarna uit die dood uit opgestaan sodat ek en jy in 'n nuwe lewe kan leef. Dis wat Jesus kom doen het. Mag ons nooit dit vanselfsprekend aanvaar nie. Mag ons nooit gewoond raak aan die idee van 'n God wat jou in my lewe kom nuut maak het nie.
Want dis wat met hierdie herders gebeur het. Hulle lewe het verander, hulle het gehoor, hulle het gesien, hulle het beleef en hulle eerste reaksie is, ons moet dit gaan deel, ons moet dit gaan wys, ons moet dit gaan vertel vir mense rondom ons. Jesus het nie net aarde toe gekom sodat ons net moet hemel toe gaan nie. Dit is waar, dis hoekom hy gekom het, maar dis nie net dit nie. Hy wil hê ons moet saam gaan, saam met hom eendag gaan, maar ons moet mense saamvat. Ons moet dit gaan vertel en gaan deel met mense rondom ons. Wanneer laas was jy stom geslaan oor sy liefde? Amazing grace. Wat ons lewens net kon verander het. Die Here roep ons almal. Die engele se boodskap was, kyk, ons bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir almal is. Ryk, arm, oud, jonk, mense wat ver is, mense wat naby is, hierdie nuus van Kersfees is vir almal. Ook vandag vir jou. Selfs vandag vir jou in jou probleme, en in jou krisis, en in jou pyn, en in jou hartseer, het Kersfees ook vir jou gekom. En is sy genade vir jou ook genoeg. Dit is so wonderlik in hierdie verhaal, wat hierdie herders se reaksie was. Hulle het gehoor, hulle het gaan kyk, hulle het iets beleef en toe gaan vertel hulle. Dan lees ons in vers 20. En die herders het teruggegaan. Ons weet nie waarheen nie. Hulle het terug aan hulle skape toe, het hulle teruggegaan aan hulle familie toe, aan hulle gesin toe, ons weet nie, maar hulle het ergens heen gegaan. En hulle het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Hulle het teruggegaan om dit te gaan vertel. Hulle het die Here geëer met hulle lewe. Want hulle het gesien en hulle het beleef hoe die Here lewens verander. Hoe hulle die Here hulle eie lewens verander. En wat hulle agtergekom het, hierdie storie van Jesus werk. Daar's iets omtrent hierdie kind, dit werk. Hierdie storie van Jesus, dit werk. Dit werk ook vandag vir jou. En as ons glo dit werk, dan kan ons dit nie vir onsself hou nie. Dan moet ons doen wat hierdie herders gedoen het. Kom ons deel dit. Kom ons deel dit en ons gaan wys dit en vertel vir mense rondom ons. En 2025 se Kersfees gaan verbygaan. 2025 teen Vrydag, volgende week dit is Kersfees van 2025 verby, maar Kersfees mag nooit binne in ons stop nie. Maar mag ons hierdie hoop en hierdie vrede en hierdie blydskap wat hierdie kind vir ons gebring het, wat ons dit deur sal vat na 2026 toe. Wat onseker is, ons weet nie wat wag vir ons in 2026 nie, maar een ding wat ek weet wat vir ons wag is die Here se genade en sy voorsiening en sy guns en sy heerlikheid en die Here gaan ons nie los nie. Ons almal was sondaars gered deur genade. En dit is iets om oor so dankbaar te wees. Waar sou jy volgend gewees het as dit nie vir die Here was nie? Waar sou jy gewees het? Wat sou van jou en my geword het as dit nie vir 'n krib was nie? Die Here het ons lewens kom verander. En dit alles as gevolg van Kersfees. En mag ons dit vashou hier binne in ons hart. Mag ons dit in ons hart bewaar. Van Here, dankie vir u genade wat vir my as sondaar mens gekom het, om my weer te bring in verhouding met God, en te wees daar waar u wil hê ek moet wees.